ons het die afgelope paar weke in hierdie reeks die bo vertrek gesels oor wie die Heilige Gees is en wat die Heilige Gees ook in en deur ons lewens wil doen. En as ek jou kan herinner, ons het met Pinkster Sondag het ons gekyk na die geskiedkundige gebeure van Pinksterdag, maar ons het gesê, dis nie net iets wat ergens in die verlede gebeur het nie, maar die Heilige Gees wil ook vandag in die hier en die nou in en deur ons werk. Die tweede week het Ruben met ons gepraat oor wie die Heilige Gees is. En verlede week het ons gekyk na wat die Heilige Gees ook in ons wil doen. En vanoggend sluit ons dan hierdie reeks af met wat die Heilige Gees ook deur ons lewens wil doen. En ons gaan kyk na 'n spesifieke gedeelte in Handelinge. Nou Handelinge is 'n baie interessante boek en ons is in een van die langste, as ons kyk na die kerkkalender, een van die langste tydperke in die kerkkalender. Tussen Pinkstertyd en Advent, wat vir ons voorlê met Kerstyd, word genoem koninkrykstyd of gewone tyd, ordinary time. En wat 'n mooi beskrywing, dat die Heilige Gees ons toerus vir jou en my normale lewe, vir ons elke dag lewe. En ons gaan kyk in Handelinge, wat ook genoem word baie keer die handelinge van die Heilige Gees, na een persoon wat toegelaat het, dat die Heilige Gees nie net in sy lewe 'n werk doen nie, maar ook deur sy lewe 'n werk doen. En hierdie man se naam is Barnabas. In Handelinge 11 vers 24, dan word Barnabas vir ons beskryf. Nou, luister na hierdie beskrywing van Barnabas. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees, en met 'n vaste geloof. Kan jy dink as dit 'n beskrywing van jou lewe is? Vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Kom ek herinner jou wie Barnabas was. Barnabas was nie sy regte naam gewees nie. Sy regte naam was Josef. En Josef is gebore in Cyprus, 'n eiland daar in die Mediterrane See. So hy's buite Jerusalem gebore, buite daai binnekring van gelowiges. En Josef kom tot bekering. Jesus Christus word die Here van sy lewe. En die gelowiges, die apostels hou sy lewe dop. Hulle sien die groei wat plaasvind in sy lewe, die verandering wat plaasvind. Hulle sien sy interaksie met mense. Hulle beleef sy menswees. En is uit hierdie menswees dat hierdie apostels vir hom 'n bynaam gee. Kom ons dink gou vir 'n oomblik aan byname. Hoeveel van ons wat vanoggend hier sit, het 'n bynaam of het al 'n bynaam gehad? Ek sal nie nou vir jou vra wat dit is nie, maar hier's heel wat van ons wat byname het of al byname gehad het. Ek is nou baie nuuskierig om te hoor wat julle byname is. Maar as jy dink aan byname, ek weet hier's baie onderwysers wat ook hier by ons sit. Dis seker die beroep met die meeste byname. En in my leeftyd het ek nog nooit 'n onderwyser ontmoet wat die klas verwelkom en sê, môre klas, môre leerders, my bynaam is. 'n Bynaam is nie iets wat jy self kies nie. Nie waar nie. Jy en ek gaan nie môre by ons werk opdaag en ons kantoor by mekaar roep en vir ons kantoor sê, van nou af noem julle my en hier's my bynaam nie. 'n Bynaam word vir jou gekies. En so die apostels vir Josef dopgehou en hulle kies vir hom 'n bynaam. Hierdie bynaam, Barnabas. Barnabas wat beteken seun van bemoediging. Seun van bemoediging. Nou daar's 'n paar dinge wat die Heilige Gees dan deur Barnabas se lewe doen en ek wil jou nooi, ons gaan kyk na so 3 geleenthede uit sy lewe uit. Ek wil jou nooi om te hoor, maar wat is dit wat ons by Barnabas kan leer, wat die Here dalk ook deur jou en my lewe wil doen? Kom ons gaan stap saam in die voetspore van Barnabas. Een van die eerste dinge wanneer ons hom leer ken in Handelinge, is dat ons sien, en hier, as jy notas neem, ons sien hy's iemand wat mure afbreek. Kom ek verduidelik. In Handelinge 9, dan lees ons van Barnabas se
sy verhouding met Paulus. In Handelinge 9 vers 27, die eerste gedeelte lees ons, Barnabas het hom egter oor Saulus, nou ons weet Paulus se naam was eers Saulus gewees, hy het hom oor Saulus ontferm. Wat is hier aan die gebeur? Nou ons weet, Paulus, wat Saulus eers was, hy het met alles in hom probeer om die boodskap van Jesus Christus te stil te maak, te versmoor. Hy het Christene gehaat. Hy wou hulle uitroei. Daar's een gedeelte in die Nuwe Testament wat sy lewe beskryf, en hierdie is 'n geweldige beskrywing. Hy sê hy het moord en doodslag het hy geasem. Kan nie dink, elke asemteug wat hy gee is moord en doodslag. En daarom wanneer ons lees oor Paulus, kom ons agter, hy het gelowiges, hy het hulle verkleineer, hy het hulle beledig, hy het hulle gemartel, hulle gevange geneem, en hy was selfs verantwoordelik vir die dood, die wrede dood van baie van die gelowiges. En nou kom hy tot bekering. En hy wil deel raak van hierdie groep mense wie hy gehaat het, wat hy met 'n passie probeer doodmaak het en die boodskap totaal en al versmoor het. Wat sou jou reaksie gewees het as iemand soos Paulus nou deel wou raak van ons gemeente? Natuurlik sal daar van ons wees wat agterdogtig is, wat wonder, is hierdie nou die real deal? En dis presies wat gebeur. Daar was weerstand gewees. Paulus beleef weerstand van gelowiges. In Handelinge 9 vers 26 lees ons, toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die gelowiges aan te sluit, maar almal was bang vir hom. Hulle kon nie glo dat hy 'n gelowige is. Paulus kom en daar's skielik hierdie agterdog. Het hy werklik tot bekering gekom? Daar's hierdie wantroue. Is nie dalk 'n slinkse plan van Paulus wat hy wil net probeer om tussen ons in te kom. As mense wat skepties is. Ek sou dalk ook gewonder het, maar moet ek my adres vir hierdie man gee? Kan ons hom nooi na ons klein groep toe? As hy eers ons adres het, gaan hy weet waar my gesin bly en hy merk dalk ons huis en hy stuur mense om ons gesin uit te roei. En ons besef, dis die seer wat praat. Nou, dis die seer en ook hierdie weerstand wat gelowiges beleef. Maar dis dan wanneer ons lees van Barnabas. Hierdie man wat vol is van geloof, wat vol is van die Heilige Gees, wat toelaat dat die Heilige Gees nie net in hom werk nie, en ook deur hom werk, waar hy optree, ook in hierdie omstandighede. Handelinge 9 vers 26, vers 27 lees ons, hy sê Barnabas het hom toe vir Paulus na die apostels toe gevat en vir hom vertel, en vir hulle vertel, hoe Saulus op pad na Damaskus die Here gesien het. Barnabas het ook vertel dat die Here met Saulus gepraat het, en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. Barnabas kom en hy is asof hy 'n tree gee en hy betree hierdie omgewing waar daar weerstand is, waar daar agterdog is, waar daar seer is, waar daar vrees is. En in plaas daarvan om mure te bou hy 'n brug. As ek dink aan ons leefwêreld, dan besef ek ons wêreld is gevul met mure. Nie waar nie? As jy net dink aan ons politieke klimaat op hierdie stadium, wêreldwyd, daar's politieke mure. Daar's mure tussen kulture. Daar's nie net kulture wat mure beleef nie, daar's baie keer mure tussen ryk en arm. Daar's mure tussen generasies, tussen oud en jong. Hoe meer tyd ek met mense spandeer, hoe meer kom ek agter, daar's ook mure in gesinne en in families. In die tyd wat ek Jesus volg en deel is van die kerk van Jesus Christus, kom ek selfs agter dat daar mure is tussen gelowiges, tussen kerke.
Dis in hierdie wêreld wat gevul is met mure. Waar jy en ek, wat vanoggend hier sit, wat Pinkster gevier het, wat sê en bely, ons is gevul met die Heilige Gees, waar ons genooi word om mure af te breek. Net soos wat Barnabas gedoen het. Kan ek jou vra, wat is die mure wat jy beleef in jou leefwêreld? Dis die digter Robert Frost wat kom en hy skryf hierdie gedig. Hy skryf die gedig, hy titel dit Mending Wall. En hy skryf oor twee buurmanne. Hulle bly in die platteland in Engeland en twee plase langs mekaar en elke lentetyd kom hulle by mekaar en hulle moet hierdie klipmuur wat hierdie twee plase van mekaar skei weer herbou. Want in die wintertyd, as gevolg van die ysige koue weeromstandighede, elke jaar sê hy dis asof die natuur kom en hierdie muur afbreek. En lentetyd bou hierdie twee manne weer die muur op. En dan skryf Robert Frost in sy gedig, hy sê, it is as if there's something there is that does not love a wall. Ons weet wat daardie something is. Ons weet daai something is die koninkryk van God. Dat in die koninkryk van God behoort daar nie mure te wees nie. Ons weet ook dat daai something is eintlik 'n iemand. Dis Jesus Christus. Dat Jesus kom en hy kom breek mure af. Dis een skrywer wat sê, hy sê, the cross is not only a breach, dan praat hy van die kruis van Jesus Christus, hy sê, the cross is a sledgehammer. Dis 'n hamer wat mure wil kom afbreek, en dis wat Jesus ook in ons lewens kom doen het, hy het die muur kom afbreek tussen jou en my en God, daarom kan ons in verhouding met God leef. Maar dan kom hy ook en hy breek mure af tussen mense. Die eerste werk, as jy en ek vanoggend mense is wat die Heilige Gees krag bely in ons lewens, wat sê ons is gevul met die Heilige Gees, dan word jy en ek ook genooi om mense te wees wat mure afbreek. Die tweede ding wat ek sien in Barnabas se lewe is, Barnabas spoor mense aan. Dis ook wat sy naam beteken. Die kerk in Jerusalem hoor dat daar mense buite Jerusalem is wat tot bekering kom, soos 'n Barnabas, in dele soos Siprus. En hulle hoor selfs van mense wat tot bekering kom in 'n stad wat hulle genoem het daai tyd Antiochië. Nou as jy Handelinge lees, gaan jy agterkom daar's twee Antiochië's. Moenie die mekaar raak tussen hierdie twee nie. Maar die een waarna hulle hier verwys is die een wat ons vind in wat ons vandag ken as Sirië. En daar's soveel gelowiges wat deel raak van die kerk in Sirië. Kan jy dink? Daar's hierdie groeiende internasionale kerk in Sirië. En die kerk in Jerusalem sê maar, ons moet een van ons stuur om hierdie nuwe groeiende kerk in Sirië te gaan bemoedig, te gaan aanspoor. En hulle kyk, daar's 'n paar kandidate. Nou kan jy dink, sit jouself in daai situasie, dat jy dink oor hierdie kandidate, wie gaan ons stuur? Hier is hierdie kerk wat nou bemoediging nodig het. Wie gaan ons stuur van hierdie manne wat gaan om na hierdie internasionale kerk? En uiteindelik ervaar hulle, kom ons stuur vir Barnabas. Kom ons stuur vir die seun van bemoediging. Ons het nodig dat hy mense moet gaan bemoedig. Wie is die beste kandidaat? Dis die seun van bemoediging wat ons stuur. Dis die prediker Louis Giglio wat sê, a God-sized mission can't be done in human-sized strength. Dat jy en ek lewe ook met 'n missie. God het jou geplaas hier, in Mpumalanga, in Secunda, en van ons bly in Bethel, dalk in dorpe buite Secunda, hy het jou geplaas met 'n roeping en met 'n missie. En hy het jou gevul. En dis die werk wat die Heilige Gees ook in ons doen en deur ons wil doen met gawes.
geestelike gawes. Barnabas ervaar die gawe, en as jy wil gaan lees oor gawes van die Gees, ek gaan nie veel van dit sê vanoggend nie, want ons gaan in Augustus maand 'n hele maand spandeer om mekaar te help, om ons roeping te ontdek, en ons gaan 'n hele maand ook spandeer oor gawes van die Gees. Ek hoop jy gaan opgewonde wees oor dit. Romeine 12, wat praat oor die gawes van die Gees, sê een van die gawes van die Gees is juis bemoediging. En hier is hierdie man wat leef met hierdie gawe. Kom ons stuur hierdie man om hierdie gawe te gaan uitleef. Gawes word gegee. Verlede week het ons gesê karakter is iets wat groei, maar gawes word gegee. En jy en ek het nodig om hierdie gawes wat God deur ons wil gebruik, elkeen van ons, van die jongste tot die oudste, te ontdek en te gebruik. Kom ons lees van Barnabas hier in Sirië. In Handelinge 11 vers 22-24 lees ons die berig hieroor, het die gemeente in Jerusalem bereik, en hulle het vir Barnabas na Antiochië, dis nou Sirië toe gestuur. En toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het. En hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. Dis iets wonderlik wat hier gebeur. Dat nie die gedeelte sê dat Barnabas kom en hy sien wat God besig is om te doen. Hy sien waar die genade van die Here besig is om te werk. En deel van die werk van die Heilige Gees deur jou en my is ook om oë te kan hê en te kan sien. Maar waar is God aan die werk? Wanneer ek jou ontmoet, om te sê, Here, wys my, waar is God aan die werk in hierdie man en hierdie vrou se lewe? En help my om in te val by u werk, dat ek in die glystroom van God sal wees. En dis waarvoor elkeen van jy en ek, as jy en ek geroep word. Om te sê, Here, gee my oë om hierdie genadewerk van u te kan sien. Barnabas spandeer uiteindelik 'n jaar, dink ek sê Handelinge daar in Sirië. En dan in hierdie gedeelte, as jy dit gaan verder lees, dan sê hy vir ons, in hierdie stad is mense vir die eerste keer Christene genoem. Tot daartoe is die mense genoem mense van die weg. Gelowiges is genoem mense van die weg. En is hier waar hulle vir die eerste keer Christene genoem is. Met ander woorde, klein Christusse. Barnabas gaan en hy gaan doen baanbrekerswerk. Hy gaan maak geskiedenis. Maar hoe werk dit jou in my lewe? Weet, ons word ook geroep om mekaar en ander aan te spoor. Ek dink dit begin baie eenvoudig. Dit begin met 'n kompliment. Dit begin met 'n positiewe woord spreek in iemand en oor iemand se lewe. Ek het in hierdie week gedink, maar waar het ek dit nou die afgelope week beleef? En ek wil nou voel, want ek het kaartjies eintlik saamgebring, maar ek het nou nie by my nie. En ek het gedink in 'n paar weke terug, het ek verjaar, en een van die eerste kaartjies wat ek gekry het vir my verjaarsdag, was 2 sulke klein kaartjies van my kinders. Nou ek weet, hulle het nie self daai kaartjies gaan koop nie. Mamma het heel moontlik daai kaartjies gaan kry en dit in hulle hande gesit en 'n pen gaan neersit en gesê, skryf vir julle pa 'n nota. Maar ek onthou ek het die eerste kaartjie oopgemaak en ek weet ek gaan hom nou op die spot sit, my tienerseun op die spot sit. Maar julle weet hoe's tieners. Ek weet nie of julle tienerseuns ook so is nie, maar my tienerseun praat nie baie nie. As ek hom in die middag gaan optel by die skool en ek vra vir hom, so hoe was jou dag? En sy net vir my sê, net geluide maak. Hy praat met sulke geluide. Of hy sal een woord sê, hy sal vir my sê, die dag was, ek sal vir hom sê, hoe was jou dag? En sy vir my sê, lank. Dis sy go-to antwoord, dit was lank gewees. Maar ek onthou ek het hierdie kaartjie oopgemaak, en in hierdie kaartjie was daar nie net een woord nie, maar daar was actually 3 sinne gewees wat hy geskryf het. En daar was nie net geluide gewees van en nie. Onder andere sê hy daar, papa, ek's baie lief vir jou. Ek gaan nie die res, ek sal nie nou nie op die spot sit, ek sal nie die res sê. Maar ek neem daai kaartjie, en ek sit weer in die week met daai kaartjie, en ek besef, maar met hierdie
hierdie woorde kan ek 'n jaar lank leef. Dit maak 'n impak op my lewe. Ek het die tweede kaartjie oopgemaak en die tweede kaartjie was van ons dogter. Nou sy is 'n student. Julle weet hoe studente. Ons dogter het haar hele hoërskoolloopbaan deur. Sy het meeste oggende opgestaan en vir ons die volgende gesê: ek kan nie wag om uit die huis uit te gaan nie. En dis nie omdat ons slegte ouers is nie. Ons het baie keer gedink, het ons iets verkeerd gedoen? Maar word ons as ouers nie juist geroep om ons kinders groot te maak om die huis te verlaat nie? En nou is ons dogter uit die nes uit. Sy moet haar eie lewe maak daar in Pretoria. Sy moes vinnig op haar eie bene staan. Maar elke nou en dan kom sy terug na die nes toe, waar sy veilig kan wees en liefde kan ervaar. En ek maak daai kaartjie oop, en ek wens ek wou die kaartjie na jy gehad het, en ek wou hulle gelees het wat sy geskryf het. Maar dis woorde wat my so diep raak, as 'n pa. En ek gaan weer sê, ek kan 'n jaar leef met daai woorde. Jy en ek word genooi om mense wat vol is van God se gees, woorde van lewe oor mekaar te praat. En dit kan so eenvoudig wees, soos 'n kompliment. Die regte woord, op die regte tyd, in die regte omstandighede, kan so indruk maak op iemand se lewe, kan so impak maak op iemand se lewe. Ons gaan kyk na 'n kort video snit, wat juis hieroor gaan. Kom ons kyk hierna. Oh, this is high. Can you hear me? Loud and clear? Hello, Annie. So, Wes, I know you've been my boss for a couple of years now. You have been a really great mentor to me, and I really appreciate that. So I just want to thank you for being a great dad. You're always there to support me, even when I say, no, I don't really need this talk right now, but you're there nevertheless, and it's always just great to have someone to rely on. For the past 12 years, you've been my best friend, and I want to thank you for everything you've done for me. You've always been there for me, my #1 friend. I think we both know that this is going to go a lot farther than school. Although I know we've only been married for a year and a half, I know I don't always acknowledge how awesome you are. You have a great sense of humor. You're witty and sharp. You're a kind person and always thoughtful of others. You are one of the sweetest, kindest, most thoughtful men and people in my life, and I really appreciate that. And the whole time you were growing up, you made it so easy to be a mom. And I don't know if I've ever told you that. You are absolutely beautiful, absolutely, and you are so, so talented. Keep doing what you're doing, because it is going to take you places. Do we switch spots? Is that what we do? Jackson. Yes. I'm so lucky that you're in my life today as not only a coworker, but as a friend. You're someone that inspires me every day just to keep a positive attitude and to laugh and smile and stay lighthearted. I always really appreciate how you start singing at the drop of a hat, because you have such a beautiful voice, and I love the way that you filled my whole childhood with song. First met you 12 years ago in kindergarten, and I'm so glad I did because you've been my best friend ever since. It's the best, so thanks. The compliment I want to give you today that I've never said to you before is your awareness of other people and how nice you are to everyone in the room. You're very good at making everyone in a room smile, putting everyone at ease. I admire that so much in you. You're honestly such an amazing person. You are my best friend in the world, and you always will be. All I can say is that I really love you, and I don't know, it might be hard for you to believe because I don't act like it sometimes, but I do. I like to say that I take after you because I think that you're just such a great person, and I aspire to be more like you as an adult. And I think that if I could be just like my mom, that would be the greatest gift I could have. You're the most beautiful woman I know. I'm so blessed to have you in my life. I probably don't tell you that enough. Yeah. Wat daarvan as ons vandag, van hierdie dag,
'n waarderingsdag kan maak. Dat wanneer jy huis toe gaan net nou en jy dalk om 'n tafel sit of by mense sit, om jou waardering uit te spreek teenoor mense. Dis een van die maniere hoe die Heilige Gees ook deur ons werk. Weet wat daarvan as jy dalk jou telefoon neem en dalk iemand teks of iemand saam met wie jy gewerk het, dalk 'n onderwyser of iemand wat 'n impak op jou lewe gemaak het. Of 'n persoon wat jy weet nou woorde nodig het van bemoediging. Een van die maniere hoe die Heilige Gees deur ons werk is soos wat hy ook gewerk het deur Barnabas om ander aan te spoor, ook met woorde. Barnabas kom en hy kom wys vir ons dat ons as mense wat vol is van God se Gees geroep word om mure af te breek, om ander aan te spoor. En dan 'n derde gedagte, dat Barnabas kom en hy kom bring ook herstel. Daar's soveel areas in ons lewe wat herstel nodig het. Kom ons lees saam van wat hy ervaar het, Handelinge 15. 'n Tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het. En Barnabas wou toe vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink, dis nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie end uit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek. Ons het teen die einde van ons reeks oor Kolossense het ons juis ook hieroor gepraat, as jy kan onthou. Dat Markus wat in die middel van die sendingreis net besluit het, ek gee op, ek gaan terug huis toe. En dan kom Barnabas. En ek wil jou nooi om jou verbeelding saam met my vanoggend te gebruik. Dis asof Barnabas kom en hy kom sit sy arm om Markus. En dis asof hy vir Markus sê, maar ek weet, jy het nou lelik droog gemaak. Jy het ons nou in die steek gelaat. Dit wat jy nou gedoen het, was glad nie reg nie. Maar hy kyk hom in die oë en dalk sê vir die volgende, die slegste ding, Markus, die slegste ding wat met jou gebeur het, hoef nie jou laaste ding te wees nie. Markus, ek sien potensiaal in jou lewe. Ek sien dat die Here groot dinge in jou lewe wil doen en ek glo in jou. En ek wil help dat daar herstel in jou lewe sal plaasvind. Inteendeel, ek glo so baie in jou dat ek bereid is om hierdie verhouding wat ek het met Paulus, die man na wie ek opsien, die man wat so groot impak maak in soveel mense se lewens, ek is bereid om toe te laat dat ons verhouding skade ly, dat ek en hy skei, dat ek kan sien dat daar herstel kan plaasvind in jou lewe. Nou die Bybel is stil oor die detail van wat hier gebeur het. Die Bybel sê nie vir ons maar, nou wie was reg? Barnabas, was hy reg? Was Paulus reg? Hy sê glad nie vir ons die detail hiervan nie. Maar wat hy wel vir ons sê, is hier's 'n man wat bereid is om langs iemand te kom wat 'n fout gemaak het en te sê, kom ons stap hierdie pad van herstel. Ons weet, uiteindelik kom Markus en hy doen baanbrekerswerk. Hy skryf die evangelie. Die eerste evangelie wat op skrif gestel is. Tot op hede, wanneer hy skryf, was daar glad nie eens 'n genre soos evangelie nie. Maar daar was iemand gewees soos 'n Barnabas, 'n man vol van geloof, vol van die Heilige Gees, wat sê, kom ons stap saam hierdie pad. Ek wil jou weer vra om jou verbeelding te gebruik. Kom ons sê, jy en ek woon die begrafnis by van Barnabas. En voor in die kerk is die kus. En daar is 'n groot foto van Barnabas. Dalk op die blaadjie wat ons ontvang het, is daar 'n paar foto's van sy lewe, sy ervarings, waar hy gebore is in Siprus. Daar's foto's van die eiland,
was foto's van sy vriende. En teen die einde van hierdie diens kry ons die geleentheid, 'n paar van ons die geleentheid om vorentoe te kom en iets te sê oor Barnabas. En jy en ek sit in die gehoor en ons sien daar's 'n man wat opstaan, 'n korterige man. En hy stap vorentoe, maar jy kan sien hy loop sukkelend. Ook aan sy lyf kan jy sien daar's littekens. Hierdie man kan jy sien het al die lewe geleef. Kort, min hare, en hy kom staan hier voor. En toe hy voor staan, herken ons hom. 'n Paar van ons sê, dis Paulus. Dis Paulus wat hier staan. En Paulus kom staan hier en hy sê vir ons, kan ek julle vertel oor Barnabas? As daar nie iemand was soos 'n Barnabas nie, sou ek nie kon doen wat ek gedoen het nie. Sou die gelowiges my nie toegelaat het in hulle kringe nie. Sou ek nie kon kerke plant nie. Sou ek nie hierdie groot gedeelte van die Nuwe Testament kon skryf nie. Ek is so dankbaar vir 'n man soos Barnabas. En hy gaan sit. En 'n tweede man staan op en toe hy vorentoe stap, terwyl hy stap, herken ons hom. Ons sê maar dis Markus wat hier stap en Markus kom staan hier voor en Markus sê presies dieselfde. Hy sê as dit nie was vir 'n man soos Barnabas nie, hierdie seun van bemoediging, sou ek nooit die evangelie geskryf het nie. Ek het nog 'n kans gekry. Ek het so groot fout gemaak. Ek het mense teleurgestel, maar hierdie man het langs my gekom en hy het my nog 'n kans gegee en ek kon die evangelie skryf. En hy gaan sit. Daar's 'n derde man wat opstaan. En soos hy vorentoe stap, begin hy te praat en hy sê vir ons, weet julle wat? Ek is nie 'n Jood nie. My hele lewe lank het ek groot geword met hierdie gedagte dat ek's nie welkom by God nie. Ek was genoem 'n heiden. Ek het gelewe in Sirië. Mense het nie eens gedink God kan werk in Sirië nie. Maar daar was 'n man soos Barnabas en ek het tot bekering gekom. Ek het Jesus leer ken, hy het leier geword van my lewe en ek is dankbaar vir 'n man soos Barnabas wat nie mure gebou het nie, maar wat brûe gebou het en my ook ingenooi het in die koninkryk van God. Jy en ek word geroep om mense te wees wat nie net toelaat dat die Heilige Gees 'n diep werk in ons doen, maar dat die Heilige Gees ook 'n werk deur ons doen. Waar word jy vanoggend genooi om mure af te breek? Weet, waar word jy en ek genooi om mense te wees soos 'n Barnabas, om hulle wat rondom ons moed in te praat, te motiveer, te inspireer, op te tel ook met ons woorde. Wie ken jy wat dalk herstel nodig het en jy het nodig om langs hulle te kom? Handelinge 11 vers 24 is die eerste skrifvers wat vanoggend op die skerm verskyn het. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Wil jy nie vanoggend jou naam in daardie sin sit nie? Pieter is 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Dalk sê jy dame vanoggend, Susan is 'n goeie vrou, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Mag ons mense wees wat ook ervaar dat die Heilige Gees deur ons werk. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie paar weke net weer opnuut bewus kon raak van wie die Heilige Gees is. Dankie Here dat U in ons werk. Dat U dit moontlik maak dat ons die lewe kan leef wat Jesus Christus geleef het. Jesus se karakter kan leef. En dat ons ook die dinge kan doen wat Jesus gedoen het deur die krag en die werking van die Heilige Gees. Ons wil vanoggend saam uitroep. Kom Heilige Gees, kom. Hier is ek, Here. Gebruik my. Ons bid dit in U naam. Amen.
Bye.